En hy verduidelik vir hulle, hy sê, dis julle wat hierdie Christus gekruisig het. Dan verder dan sê hy, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref. Okay, soos, ergens het jy besef, dat as Christus nie jou redder is nie, is die teenoor groep wat saam geskree het, kruisig hom. Daar is nie 'n tussen in die twee nie. Want of sy kruisiging is jou ernstig, en jy sê, Here, sy prys wat hy betaal het, is die moeite werd. Of is op 'n ander plek, waar hy sê die kruis is net glad nie dit werd nie. En dis tussen hierdie twee wat die Here my en jou roep. Die Here roep my en jou tot hierdie realiteit om te sê, watter kant kies jy? En dan sê hy, en toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. Hulle het tot die besef gekom ons van, okay, maar ons is die rede om die antwoord vir die wêreld het ons gekruisig. Nou die realiteit volgens dieselfde. Jy mag dalk baie keer in jou lewe Christus nie ernstig opgevat het nie. Die Bybel nie ernstig opgevat het nie. Dit is sien as die ultimate gesag in ons lewe nie. Die hartseer ding van kerk vandag. Die ene kerk se slogan is dit, ons geloof kom al baie jare, maar ons denkpatroon het al bietjie verander. Baie keer in ons lewe is dit dieselfde manier hoe ons is. As ons dit hoor, dan klink dit verkeerd, van hoe kan ons dit sê, maar ons denkpatroon het net geraak soos die wêreld se. Dit wat volgens God se woord verkeerd was, totaal en al taboe was, 50 jaar terug is 100% aanvaarbaar vandag. Want ons leer dat hierdie wêreld dit is, en ons besef nie dat ons met tussen hierdie twee kante moet ons besluit waar ons kies nie. Ergens moet ons kom en sê, luister, is ek deel van die probleem wat Christus laat kruisig het, of is ek deel van die oplossing vir die wêreld dat Jesus die redder is? Daar is net een van twee kante. Die ding is, die wêreld vertel ons iets anders. Die wêreld sê vir ons, nee, dis eintlik maar jou opinie en hoe jy goed sien. En dis wat geword het in die wêreld. Vandag debatteer mense oor die Bybel met die idee van, maar dis nie hoe ek die Bybel verstaan nie. Of, ja, daai maak nie vir my saak nie. Ek het al dit duisende kere beleef. Dan sê ek vir mense, maar dis in die Bybel sê, ja, maar dis nie regtig wat ek glo nie. What? Ek wil ook nie, ons klompskrift wat ek ook nie wil glo in die Bybel nie, no offense. Dis tough. Dit wat kos 'n massive mindshift. Ek kan nie seker alles reg nie, maar of daai skrif wat regtig taaf is, soos, jy moet jou vyande lief hê, dis soos, ja, great, julle almal wil dit hê. Dis regtig moeilik, maar die Here sê, come on, jy's of die oplossing vir die wêreld, of jy's deel van die probleem van die wêreld. Hulle sê die rede hoekom die wêreld is wat hy is omdat 'n klomp goeie mense net mooi niks doen nie. Ons staan nie in geloof nie. Ons staan nie, ons is Christene. We speak Jesus, but we don't love Jesus. En ek vra ons hierdie vraag vandag, as jy hulle hoor, is hulle diep in hulle hart getref. Ek wil vandag hoor, as jy hierdie waarheid hoor van, in watse kant is ek? Besef jy vandag dat jy dalk aan die verkeerde kant is. En as jy die regterkant is jy dalk al gedoop, maar baie keer dan vergeet ons hierdie waarheid. Ons vergeet hierdie, come on man, ons is of die oplossing, of ons is die probleem. En die Here roep ons tot hierdie volheid. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? So jy moet op 'n vraag kom in jou lewe waar jy sê, Here, I missed it for a long time. Here, ek het ook ander keuses gemaak. Ek het ook ander besluite gemaak. My teorie oor die wêreld is dalk baie filosofies meer as Bybels gedrewe. Maar ergens in my hart moet ek getref word en sê, Here, ek glo dat U die Christus is. Ek glo dat die woord die antwoord is. En dan sê, Here, wat moet ek doen? Ek wil vanoggend vir jou by sê,
As jy ooit jou naam op die dooplys gesit, of al het jy nie jou naam op die dooplys gesit nie. As jy nie besny is in jou hart, deurdat God die antwoord in die lewe is, asseblief moet nie gedoop word nie. Want dan gaan ons uit swem. Ek smeek jou moenie. As jy nie die besluit in jou hart, and I'm gonna walk with this Jesus. Ek gaan met hierdie Jesus gaan ek 'n pad stap. En Jesus het gemeen dat ek baie keer nie van die opinies hou van die Bybel nie. Maar my opinie is nie belangriker as God se opinie nie. Want dis waar skade begin. Dat kan baie keer so goed lyk. Maar die einde daarvan is katastrofies. Ek het dit al gesien. Jy probeer jou kind reghelp en gee hom net 'n bietjie gap voordat jy self kry as jy totaal onrebel, want jy het nie lyn gehou nie. Jou ja was nie 'n ja nie en jou nee was nie 'n nee nie. Choice wat jy gemaak het. En dan wil jy by die Here hoor, Here, maar hoekom? Besluit wat jy gemaak het, fout wat jy gemaak het. You didn't uphold the line. Klein goedjies wat ons mis, want baie keer dink ons, maar is beter, want ons dink dat ons weg beter is as God se weg. En die Here roep ons terug na dit. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Soos die eerste plek is, as jy nie besny is in jou hart nie, kan jy nie bekeer nie. Want dan dink jy jy het nie veel gedoen nie. Maak dit sin wat ek wil sê? Baie keer sal mense sê, nee, daai is 'n goeie persoon. Regtig? Jesus kom verduidelik vir ons hoe min goed ons eintlik is. Deur vir ons te verduidelik dat sy, as jy iets gedink het, het jy reeds gesondig. Hy verduidelik vir ons dat wanneer ons op 'n gedagte sit en op 'n gedagte broei, dan verduidelik hy vir ons, as jy op 'n gedagte broei, is jy klaar skuldig aan sonde. En hoekom doen hy dit? Dat jy moet sleg voel oor jouself. Nee, sodat jy weet hy is die antwoord. Jy is die antwoord, want as jy dit glo dat jy okay is en jy's reg, ten spyte van dit, is dit presies wat hulle gedoen het met Jesus. Hulle het gedink hulle is reg en het hom gekruisig. So hy sê vir hulle, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. So hy maak dit baie duidelik, hy sê, wat moet julle doen? Wat? Bekeer julle en laat julle doop. Dis die eerste ding wat ons moet doen, is ons harte moet besny word. As jou hart nie besny, dis die grootste probleem met die kerk. Overall. Ek praat net vir ons kerkie reg oor die wêreld. Is dat baie, jy sit in die kerk, maar jou hart is nooit besny nie. Jy wil nooit regtig wees soos Jesus nie. Jy wil nog steeds 'n bietjie aangaan met die wêreldse lewe, maar ek wil darm 'n ticket hemel toe hê. Dit is nie die oplossing nie. Die fariseërs was daai ouens gewees. Want ek kon voorgekom met geestelik, maar agteraf was ek die een wat deel was in Jesus se kruisiging. Ek kan voorkom heilig, maar eintlik is ek net die skyn van heiligheid. En bloos dat die Here sê, werk in jou hart. En vandag sê ek dit jou om jy te laat sleg voel, of te voel jy is minderwaardig nie. Dis glad nie wat ek wil doen nie. Ek wil hê jy moet terugkyk en sê, ek kan nie sonder Jesus nie. Dan het ons bereik wat ons moet bereik. Hy sê, Petrus sê, bekeer julle. Wat beteken die woord bekeer? Ons het al baie daaroor gepraat. Wat beteken die woord bekeer? Draai weg. Dit eintlik praat van, draai weg van jouself af. Draai weg van die ways hoe jy loop. Draai weg van die ways hoe jy dinge doen. Ek ken hoeveel mense. Ek ken een nou, hy is seker soos al 7 keer gedoop. En ek sê, okay, maar wanneer bekeer ons nou? Want eintlik moet jy eers bekeer en dan doop. Nie aanhou doop tot jy eendag hoop jy bekeer nie. Ons is op 'n plek kom waar ons sê, ek bekeer, ek draai weg. En dis nie 'n besluit wat ek maak, soos Johnny gesê het. Dis nie 'n emosionele besluit van net te dink van, ek voel goed vandag, soos vandag word ek gedoop, halleluja. En môre is ek down the dumps. En dan is God nie meer relevant nie. Jou emosie kan nie bepaal nie. Dis 'n besluit wat jy maak. En dit is wat dit is. My vrou bly my vrou of ek so voel of nie so voel nie, dis wie dit is.
My kind bly my kind, of ek so voel of ek nie so voel nie. Irrelevant, dit bly my kind. Net so werk met God, as jy God se huis is. Hy is nie verwaand in homself nie. Hy is nie vandag in en môre uit nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek kies om in die huishouding van die Vader te wees. Ons kan nie instap en uitstap in sy huis en dink dit is al wat dit is nie. It's a life lived. Dis 'n lewe wat gelewe word soos hy wil hê ons moet lewe. Sy sê, bekeer julle, wat is dit? Draai weg. En dit sluit elke sonde en ons is geneig om altyd so 5 groot sondes te doen. Dit praat van skinder, dit praat van slegte gedagtes, dit praat van last, dit praat van begeerlikhede, dit praat van addictions, dit praat van jou menswees, jou eie ek. Jou eie ek opgee. Maar die ding is, as ons hierdie goed hoor, as is, dan bly niks so oor nie, jy moet veg vir jou eie regte. Waar lees jy dit in die Bybel? Dis 'n wêreldse konsep wat in die wêreld ingekom het. En weet jy wat doen hy? Dit maak jou klaar. Want jy fight, naderhand het jy haat in jou hart. Naderhand jy kwaad vir die hele wêreld. Naderhand is jy suur vir die hele almal om jou en jy is suur. En jy sê ek verstaan nie, hoekom nie? Ek dien dan die Here. Hoekom? Want jy dien nie die Here nie, jy dien jou eie begeertes van jou hart. En dis dit wat die verandering maak. Amen. Sy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle doop. Sy sê, bekeer is die wegdraai van sonde. Wegdraai van die ou lewe. Wegdraai van my ou self. En dan sê hy, die tweede gedeelte sê, en laat julle doop. Die hoof oorvleelse gedeelte van doop. Die rede vir doop is dat ek myself as dood verklaar. So stel my opinie dan. Daar's daarom so paar eens wat dit verstaan. Sy sê, nee, tot ek by die huis kom, nou hoor jy my opinie. Maar die kerk weet ek is nee. Amen. Broer, halleluja. Tot jy voor my indraai, nou hoor jy my opinie. Het is funny hoe ons hierdie goed lewe. Die ding is, as ons dit lewe, kan niemand jou mee seermaak nie, want ons niks meer van jou oor nie. Ek gaan dit weer verhaal. As jy dood is, kan jy nie meer seer kry nie, want ons niks meer van jou oor nie. Al wat jy is Christus. Christ in us is the hope of glory. Ek wil vandag vir jou sê, om jou te verander, is nie om te probeer beter jou wees nie. Dis om minder jou te wees. Baie keer sê mense, maar ek weet nie wie ek is nie. Asseblief van jouself te ontdek in hierdie wêreld nie. Want jy gaan pak slaag kry, hoor. Beloof dit vir jou. Want as jy dan van 'n Ierse agtergrond is, dan kan jy bietjie kwaaier wees, want die Ire is mos maar bietjie kwaai. Is dit nie hoe dit werk nie? Maar as ek van God se afstammeling is, dan moet gechange. En is hierdie gedeelte wat in ons moet wees, dis dit wat ons Here moet vertrou om ons te verander. Konstant, waar hy sê, bekeer julle en laat julle doop. En doop is die begrafnis van die ek. As julle al baie van ons van Crowded House se hemde gesien het, dan staan daar Die Alive. Wie van julle het al gesien van die Crowded House ouens? Dan staan daar Die Alive op. Kan jy nou sterf, dat jy weer die dag as jy sterf is jy okay? Van die Here vra jou nie net om deur water te gaan en aan die ander kant dieselfde uit te kom en te dink hy het iets gechange nie. Asseblief nie daai fout maak nie. Want daai is 'n leuen. Daai is 'n leuen. Daai is 'n leuen. Dit gaan nie net oor deur water gaan, dit gaan oor 'n lewe neerlê en opstaan in Jesus. Dis wat God ons voorroep. So as jy bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus.
Okay? Baie van julle sal sê, en ek weet met ons doop net in die naam van Jesus, want hulle sê, jy maak dit duidelik, dit praat van eintlik die doop van Jesus Christus, want daar was ander dope ook. Soos dit is nog steeds die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. As jy die geskiedenis gaan kyk, net vir interessantheid vir die ouens wat teologiese komrading, kyk, want baie mense sê, ek is net gedoop in die naam van Jesus, want dis wat hy sê, en dan gaan jy gered word. Nee, daar was meer as een doop gewees, okay? Jesus Christus se doop was in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, dis hoekom ons in al drie doop, okay? En dan gaan nie vandag te veel diepte gaan met dit vandag nie. Ek sal raak aan. Hy sê, tot vergewing van julle sondes. En dan sê, en julle, wat? Miskien sal julle die gawe ontvang. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Soos as jy ooit gewonder het of jy dit ontvang, daar's mense wat dit kry voor die tyd, by the way. Maar hierdie is 'n seelring om te sê, ek beloof jou, jy is deel van die familie. Jy sal nooit weer alleen wees nie, behalwe as jy alleen wil wees. Of as jy glo ek is nie teenwoordig nie, sal ek nie teenwoordig wees nie. God sal hom nooit opdring teenoor jou nie. Dit beloof ek vir jou. Nooit nie. Hy het nog nooit gedoen nie. Hy het nog nooit gedoen nie. So hy maak hierdie baie duidelik vir ons. Hy maak dit vir ons baie duidelik, dat ons op hierdie plek kom waar hy sê, is ons bereid? Gaan nie geweer vir my terug na daai en ek is 'n bietjie stadig lyn, ek is so vinnig sê nie. As jy Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen, soos eerste dat ek moet wegdraai, nommer 1, is julle by? Nommer 2, ek moet die ou mens afsterf. Maar ek kan nie sê ek wil die wil van God doen en lewe soos ek wil nie. Dan maak dit nie sin nie, dan wil ek nie bekeer nie. Soos vandag as jy son in jou lewe, jy het byvoorbeeld 'n addiction waar jy mee sukkel. Wat ook al dit is, my maat, of dit nou pille is, gambling is, wat ook al dit is. As jy wil gedoop word, die besluit wat jy moet maak is van, Here, ek wil van hierdie goed ontslaa raak. As jy nie wil nie, dan het jy nooit bekeer nie. Punt. Dis wat dit is. Dis nou, that's about it. Dis wat dit is. As jy wil van dit ontslaa raak, het jy nooit bekeer nie. Want dan het jy nooit besluit om Jesus te volg nie. Okay, en wat ook al dit is, ek kan nou 2 goed genoem, maar ek kan duisende goed wees. Okay? Irrelevant wat dit is. Te veel eet. Wat ook al jy wil noem. Skinder. Wat ook al, ons duisende goed. Okay. As jy nie wil vir dit ontslaa raak nie, dan meen dit jy wil nie bekeer nie. So bekeer. Dan die tweede een is doop. Soos die ou mens gaan dood. Want baie keer bekeer ons wil Jesus volg, maar ek sterf nie my ou mens nie. Soos wat gebeur is, dit gaan ons steeds het wat ek wil hê, hoe ek dit wil hê, hoe lank ek dit wil hê en wat ek wil gedoen kry. En voordat ek myself kry, is ek besig in hierdie stelsel om net me, myself en I. Okay? En dan werk Christendom ook nie. Dan kom hy by die volgende en hy sê, en doop hulle in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van sondes en hulle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dis waar jou krag lê. As jy krag wil stap, dis waar dit is. Dan kan ons verder gaan lê en ek's nou by jy. Van die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here ons God na hom sal roep. Hy sê tot dit wat ver is. Die Here sê nie, niemand van jou is goed genoeg nie, jy moet net besluit of jy dit wil doen of nie wil doen. Daar's geen sissie. Dis die Here vir jou sê, niemand is te sleg, niemand is te ver, niemand is, die maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie, dis nie die vraag vandag nie. Die vraag is jy bereid om dit neer te lê en om te volg? Dis die vraag. Die vraag is nie van, my verstaan nie, ek was 'n straatvrou vroeër in my lewe, of ek, irrelevant van dit. Dit maak nie saak nie. Dalk vir jou maak dit ook saak, vir ander mense maak dit saak. Vir God maak dit nie saak nie, dis nie meer wie jy is nie. Jy het 'n nuwe wese gekry, jy moet net besluit, volg ek hom of volg ek hom nie. Dis die besluit. Die besluit is baie maklik. Dis funny, hoe ons committed kan wees teenoor ons werk, en hoe min ons kan committed wees teenoor God. Het jy daar terugkom? By die werk, dag ons laat op vir werk, never. Hoekom? Want ons het hierdie massive sin, hierdie waardesin van ons moet daar wees en ons moet getrou wees.
Vandag vra ek jou, kom ons roep weer terug na 'n plek waar ons sê, Here, ek wil U weer daai waarde gee wat U verdien. Iets vir my die prys betaal. My hele lewe het doel gekry, omdat God met my is. Ek wil vandag vir sê, moet nooit in jou lewe waarde in enige iets soek behalwe God nie. Dit wat jy het, dit wat jy nie het nie. Dit wat jy wens jy kon gehad het, dit wat jy wens jy kan nog kry, moenie 'n waarde daarin soek nie. Want dit wat jou maak, is dit wat jy kan breek. Onthou dit altyd. As geld my maak en ek het dit nie, dan kan geld my breek. As armoede my maak, dan kan armoede my breek. Maak dit sin? Maar as God my maak, wat dan? Dan kan dit God my breek, en hy wil my nie breek nie. Hy vra vir ons om ons lewens neer te lê. Maak dit sin vandag? Soos vandag roep die Here ons op hierdie gedeelte, en ek wil vir jou vra, as jy sê, luister, miskien is ek ver af. Miskien is ek iemand wat sê, yes, Here, ek wou hier besluit gemaak, maar nog nooit hier besluit gemaak nie. As jy bereid is om te bekeer, as jy bereid is om 'n keuse maak om gedoop te word, en bereid wees om te sê, Heilige Gees, ek wil volgens U wandel. As jy want die wat volgens die wat wandel, sonder sonde wandel, dis kinders van God, dis wat die Bybel sê. Wat sê hy? Die wat volgens die Gees van God wandel, die is kinders van God. As jy wil self wil meet waar jy is by die Here, kyk of jy besluit te word deur die Gees gemaak, of jy word deur die vlees gemaak. Amen. Dis 'n amazing woord. Jy kan aan die ander kant staan soos, dis terrible, jy hoor hoe preek hy verdoem almal. Nee, glad nie. Ek verdoem net die wat nie wil Jesus volg nie. Want dis nie ek wat jou verdoem nie, dis Christus wat dit doen. Dis sy woord. Dit is nie ek nie, beloof dit vir jou. Ek sal vir almal 'n kaartjie hemel toe gekoop het. Ek's lief vir julle almal, like julle. So ek sê vir ons, is net hier's 'n ticket hemel toe. Of kom betaal, soos by kerke, kom betaal en belou jy sonde en dan as jy hemel toe. Hey, wow, is hy mooi, lekker. Sien wat dit is nie. Sien wat dit is nie. It's not that, dis nie God nie. Dis nie wie hy is nie. Ons kies om deel van sy familie te wees. Of ons kies nie.